Gerard en Andrien Meiburg van Pretoria is 'n paartjie wat koppe bymekaar sit, kragte inspann en planne maak om enige uitdaging of geleentheid op hulle pad vierkantig aan te durf. Selfs 'n skok Parkinsons diagnose kon hulle nie stuit nie. Hulle vind doeteenvoudig 'n weg om die beste van 'n situasie te maak en 'n vrugbare en vol lewe te leef. Op hierdie plot buite Pretoria word daar ontwerperdeure gemaak, groente geplant en met giant salt en pepper schnauzers geteel. Daar word ingelê, konfyt gekook, geskilder en munte versamel. Ja nee, kyk, Gerard en Andrien Meiburg weet hoe om tyd uit te koop. Ten spyte van die feit dat Gerard reeds in 2005 op vroeë pensioen moes gaan na 'n Parkinsons diagnose. Ek is altyd verskriklik nuuskierig om te weet hoe het mense soos julle mekaar ontmoet? Want julle kom al van laerskool af saam. Ons was saam in die laerskool, maar ons het mekaar nie daar geken nie. My pa is toe verplaas Vryheid in Natal, waar ek toe na my hoërskoolloopbaan voltooi het en na matriek teruggekom het Pretoria toe en hy toe nou was in die lugmag, hy het gewerk. En wel ons het nou nie ver van mekaar af gebly nie, so hy toe nou maar by my begin kuier. Eers het hy met sy groen Mazdaatjie so by ons huis verby gery. Dan sien ek die Mazdaatjie daar verby ry. En so het hy my bietjie begin uitkyk. Ons is in 1979 getrouwd. Ons is al 45 jaar getrouwd. Al 45 jaar, dis raar in vandag se tyd. Ja, dit is. En sy praat nou van die lugmag, maar Gerard, vertel vir my 'n bietjie, want jy het toe ook in die nasionale intelligensie beland het, 'n tipiese James Bond oomblik. Ja, ek het by die verkenningskommando se hoofkwartier gewerk, waar ek toe 'n ooppas gekry het na nasionale intelligensiediens. En ja, was daar vir 27 jaar voordat ek nog vroeg te pensioen gegaan het. Op daai stadium was jy in die lugmag gewees en jy het aanvanklik onderwys gestudeer en jy was 'n onderwyser vir net 7 jaar. Kyk, ek het gaan skool hou en toe het ons kinders gekry en ek het net gevoel ek moet my kreatiwiteit, ek dink ek het die boodskap gekry, gaan wees kreatief. In 2005 merk Andrien op dat Gerard nie sy arms beweeg wanneer hy stap nie. Soos die tyd verloop, begin meer tekens wys en die neuroloog bevestig, dis Parkinsons. So waarso het julle toe die eerste keer agtergekom dat daar tekens is van Parkinsons? Ek dink dit was jy, Andrien. Weet jy, ek het in die kombuis gestaan en ek het buite toe uitgekyk, ek was besig daar en hy het gestap daar buite. En ek het gesien hy swaai nie sy arms nie. Iets so eenvoudig soos dit. Net so dit. Hoe oud was jy toe gewees, Gerard? 50 jaar oud geweest. So nog jong. Ja. Weet jy wat, hoe het ek regtig agtergekom? My handskrif wat eerste teken was dat daar fout is. Asook dat ek agtergekom het, dat ek nie behoorlik met die mense verkenneer nie. Dit het al meer uitdagend geraak. Ek dink meeste pasiënte wat met Parkinsons gediagnoseer word, leef in ontkenning. Dit is eintlik amper soos 'n doodskoot wat ou kry. Was dit op daai stadium nog in 'n baie begin ligte fase? Ja. Ja, dit was. Dit was in 'n ligte fase. Hy is in 2005 gediagnoseer en in 2015 het hy toe die DBS-implanting gekry. En die DBS waarvan jy nou praat, dis 'n Deep Brain Stimulation operasie. Dit klink nogals baie in diepte, en is verskriklik duur. Ja, dit is 'n baie duur prosedure. Nou aanvanklik word daar 2 elektrodes in die brein ingeplant, wat met 'n kabeltjie verbind is, wat onder die vel ingeplant is. En dan word hier in die regterbors word daar 'n breinpas aan gesit. Dit is maar net 'n generator wat 'n puls genereer wat dan die brein stimuleer om die simptome te onderdruk. Hoe is die verandering na operasies soos daai? Wat is die grootste ding wat verbeter, maar eintlik wat hy net doen is hy vertraag die spoed van Parkinsons? Ja. In my geval is dit 'n kwessie van my lewenskwaliteit was dramaties aangetast
soos ek aanvanklik gesê het, maar na die operasie het omtrent handomkeer verander. Regtig. Ja, nie 100% nie, maar in 'n mate dat ek weer goeie lewenskwaliteit kon handhaaf. Andrien het na 7 jaar van onderwys 'n binnehuisversieringsonderneming vanuit die huis begin bedryf. Hulle spasie was egter beperk en in 2003 verhuis hulle na hierdie plot, waar sy spesifiek deure na kliënte se smaak ontwerp en vervaardig. Ons vervaardig doelgemaakte deure. Dit beteken ons gaan uit na 'n plek waar daar nou gebou word en dan neem ons die mates en volgens daardie mates vervaardig ons. So dit kry dan staal in saam met die glaswerk wat ons doen. Wel, die eerste keer toe ons nou hierdie deur wat hier staan vervaardig het, het ons hom Decorex toe gevat. En gedink, hotelle en kerke sal dit bestel. Ons het nog nie een bestelling van 'n hotel of 'n kerk afgekry nie, net huiseienaars. Asof dit jy nie genoeg besig hou nie, staan ek in hierdie ongelooflike vertoon vertrek met seker van die mooiste skilderye. Jy is ongelooflik kunstig. Is dit sommer net 'n stokperdjie om jou kop skoon te kry of is dit ook deel van die besigheid? Ek skilder omdat ek dit ongelooflik baie geniet. Ek is maar 'n realis, sukkel bietjie om 'n los meisie te wees. Ja, buite die lyne te verf. Ja. So die mooi in die lewe inspireer my. Gerard, so wanneer het jy toe nou besluit om jou muntversameling te begin? Wel, ek het oor jare het ek maar altyd 'n belangstelling gehad in munte. En ek het hier en daar munte aangekoop en nooit gedink ek gaan op die punt kom waar ek 'n versamelaar wil word nie. Wat geniet jy die meeste van jou versameling? Wanneer ek het so 'n lys wat ek het waarop die munte aangeteken is. Elke keer as ek 'n munt kry wat van waarde is en ek korrespondeer met my datum en op my lys en ek kom aftik, dit is wanneer ek, wow. En dan, weer heeltemal 'n anderste, het jy verskriklike groen vingers. Ek weet jy het hoenders hier, ek weet jy het 'n groentetuin. Vertel my 'n bietjie daarvan. Omdat ons hier op 'n plot bly, het ons die ruimte en die spasie om 'n bietjie groente te verbou. Ek het nog altyd 'n voorliefde gehad om iets self te kan verbou. En dit is my uitlaatklep op die stadium waarmee ek myself ook so 'n bietjie deeltyds besig hou. Een van die dinge wat ek vandag agtergekom het, is dat mens moet eintlik glad nie die Parkinsons probeer onderdruk nie. Jy moet eintlik 'n manier vind om met dit te werk en te probeer verstaan en jou lewe by dit aan te pas. Maar wat sê julle sê? Ek het besef ek het tyd. En tyd is verniet. Dus moet die tyd benut. En tyd het geleer dat ek met Parkinsons moet saamleef. Wat is die een ding wat julle vir mense sal sê wat vanaand kyk, wat in daai beginfase is, wat nie weet hoe om met hierdie te werke te gaan nie? Is dat 'n mens moet weet jy gaan deur fases gaan. Fases van ontkenning, jy is kwaad, want jy dink jy kan nie meer 'n normale lewe lei nie. En totdat 'n mens besef, wel as 'n mens so lank met dit saamleef soos wat ons nou met dit saamleef, dan besef mens later, maar weet jy, die lewe gaan normaal aan. 'n Slegte diagnose is nie iets wat enigiemand ooit wil hoor nie. Maar soos Gerrit en Andrien ons wys, dis jou ingesteldheid en jou manier om aan te pas wat juis bepaal en help om die angel uit jou diagnose te haal. Alles dit kom by die dinge wat werklik saak maak.